Ons almagtige Hemelse Vader, ons dankie vir die wonderlike voorreg wat ons kan hê om voor U troon te verskyn met die wete dat Christus in ons plek die sonde gedra het. Dat U ons deur die geloof wat U as 'n gawe aan ons geskenk het, ons U kinders gemaak het. Ons dank U, Here, dat ons na U toe kan kom met die volle geloofsversekering, dat wanneer ons U as Vader aanroep, ons dit doen op grond van Christus wat ons kom leer het om U aan te spreek as onse Vader. Ons bid tot U, en wanneer ons die woord ons gebruik, dan is dit om saam met al die heiliges te bid en U aan te roep. En U leer ons ook nie net om saam met al die heiliges nie, maar ook om vir al die heiliges te bid. Want U leer ons ook om in te tree. Daarom bid ons vir ons gemeente, ons bid vir ons siekes, die wat deur moeilike omstandighede gaan. Ons dra hulle op aan U. Ons bid ook, Here, vir die omstandighede in ons land. Ons bid vir konings en hooggeplaastes, nie net in ons land nie, maar ook oor die grense van ons land, oor die hele wêreld heen, wat besig is om belangrike besluite te neem, en sommige wat negatief is, en ander wat tot verheerliking van U koninkryk is. Ons bid dan dat U vir ons godvreesende leiers sal gee, godvreesende mense in die kabinet en oor regerings reg oor die wêreld. Ons bid vir hulle wat U nie ken nie, dat U die boodskap van bekering sal bring. En so het U baie harte al van regerders omgekeer, hulle tot bekering gelei, en dan staan diegene wat hulle verhard het, en U het hulle geoordeel. Ons wil bid vir genade vir ons leierskap, ons politieke leierskap in ons land. Maar wanneer hulle dan verhard en hulle nie wil steur aan wat U in die woord opteken nie, in die besonder om ons nie die geleentheid te gee om voort te gaan, om sonder om vervolg te word nie die erediens in stand te hou, dan bid ek, Here, dat U self sal ingryp en dat U sal oordeel en vir ons leierskap sal gee wat godvreesend is. Ons weet dat ons verdien niks van hierdie dinge uit U hand uit nie, wat ons vertoren U deur die ongeregtigheid van die burgers van hierdie land. Ons tart U deur wat ons besig is om te doen met wetgewing en die moord op ons skuldige kinders, aborsies wat alreeds in miljoene, selfs in hierdie land al is. En ons kom tot U troon nader en vra vir genade en barmhartigheid. Juis omdat daar soveel goddeloosheid is, het ons nodig om godvreesende leierskap te hê. Ons bid, Here, dat U vir ons deur U woord sal voed en sal seën. Daarvoor het ons nodig dat U ons geestelike oë open, ons helder verligte oë van ons verstand sal gee, sodat ons die lengte en die breedte en die diepte van U liefde kan ken, maar ook die geweldigheid van U oordeel kan ken, sodat U vrees in ons harte bewaar word, dat ons teen U nie sondig nie. Ons bid, Hemelse Vader, dat U vir ons as kerkgenootskap en ook vir die verskeie kerke in ons land tot besinning sal bring oor soveel sondes en soveel ongeregtighede. En dit terwyl ons, wanneer ons standpunt inneem, ons bemerk dat die vyand dit ook opmerk en al sy wapens teen ons rig. Versterk ons, lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Die bose wat besig is om al sy planne agter mekaar te kry, maar U woord leer vir ons dat ons is nie onkundig wat die bose se planne is nie. Die duiwel, die wêreld en ook ons eie vlees rig om hierdie skade aan ons te doen. En daarom het ons verraad ook so in ons eie vlees en moet ons versigtig wees vir onsself en roep ons tot U om ons te help en ons te beskerm, sodat U naam verheerlik word. Help ons dan om U woord aan te hoor,
Help ons om u woord te verstaan en help ons wat u van ons verwag, hoe ons u woord moet uitleef. Hierdie dinge vra ons nie omdat ons dit verdien nie, maar enkel alleen uit die groot genade. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Ons skriflesing kom uit Psalm 25. Hoor die woord van die Here. 'n Psalm van Dawid. Alef. Tot u, o Here, hef ek my siel op. Bet, my God, op u vertrou ek. Laat my nie beskaamd staan nie. Laat my vyande oor my nie juig nie. Gimel. Ja, almal wat u verag sal nie beskaamd staan, almal wat u verwag, verskoon tog. Almal wat u verwag sal nie beskaamd staan nie. Hulle sal beskaamd staan wat trouweloos handel sonder oorsaak. Dalet. Here, maak my u weë bekend, leer my u paaie. Hy, leer my in u waarheid en leer my, want u is die God van my heil. U verwag ek die hele dag. Sion, dink Here aan u barmhartigheid en u goedertierenhede, want die is van ewigheid af. Get, dink nie aan die sondes van my jonkheid en aan my oortredinge nie. Dink aan my na u goedertierenheid, om u goedheid ontwil, o Here. Dit, die Here is goed en reg, daarom sal hy sondaars leer aangaande die weg. Jod, hy sal die ootmoediges lei in die reg en die ootmoediges sy weg leer. Kaf, al die paaie van die Here is goedertierenheid en trou vir die wat sy verbond en sy getuienisse bewaar. Lamet, om u naam ontwil, Here, vergeef my ongeregtigheid, want dit is groot. Mem, wie tog is die man wat die Here vrees? Hy sal hom leer aangaande die weg wat hy moet kies. Noen, hy self sal vernag in die goeie, en sy nageslag sal die land besit. Samek, die verborgenheid van die Here is vir die wat hom vrees, en sy verbond om hulle dit bekend te maak. Ayen, my oë is altyd deur op die Here, want hy sal my voete uit die net uitlei. Pai, wend u tot my en wees my genadig, want ek is eensaam en ellendig. Sade, die benoudhede van my hart is wyd uitgestrek. Lei my uit my angste. Resh, aanskou my ellende en moeite en vergeef al my sondes. Resh, aanskou my vyande, want hulle is talryk en hulle haat my met 'n geweldige haat. Shin, bewaar my siel en red my. Laat my nie beskaamd staan nie, want by u skuil ek. Taal, laat vroomheid en opregtheid my bewaar, want u verwag ek. O God, verlos Israel uit al sy benoudhede. Ons teks, vers 8, die Here is goed en reg, daarom sal hy sondaars leer aangaande die weg. En die tema van ons boodskap, God gee sy woord om ons die regte pad te leer, wandel in die weg van die Here in dankbaarheid. God gee sy woord om ons die regte pad te leer, wandel in die weg van die Here in dankbaarheid. Ons sien in Psalm 25 dat ons saam met Dawid in die skool van die Here is, en die Here is besig om ons hierdie ABC te leer, om in sy weë te wandel. En ons sien telke male dat Dawid die woord leer my in u weë, help my om te wandel in u weg. En sodoende het ons dan hierdie curriculum van die Here, waarin die Here dan ook vir ons, wanneer ons ongehoorsaam is, ook tugtig. En Dawid beleef hierdie tugtiging in sy omstandighede. En in hierdie tugtiging is dit ook deel daarvan dat hy besef wat en wie God is, maar ook besef wie hy self is en ons eie sondige toestand. Wanneer ons na die laaste vers kyk, dan sien ons dat Dawid ook kollektief vir die gemeente, die volk van die Here, vir Israel bid,
So daarom kyk hy na homself en hy hou in gedagte dat hierdie dinge ook oor die volk kom en dat al die kinders van die Here het hierdie gebede nodig. So hy stel 'n voorbeeld deur dit vir hulle te bid, maar hy self ook bid dit vir hom, sodat hy in die weë van die Here sal wandel. So ons gaan verder kyk na Psalm 25 en die leerskool van die Here, soos ons sien in ons tema. God gee sy woord om ons die regte pad te leer, wandel in die weg van die Here in dankbaarheid. So ons het by vers 11 verlede keer opgehou en ek wil hê dat ons moet kyk na vanaf vers 12. Wees tog die man wat die Here vrees. Hy sal hom leer aangaande die weg wat hy moet kies. So wie is die man wat die Here vrees? En Dawid wys ons nie net die voordeel van die leerskool van die Here nie, maar leer ook vir ons wat die gevolg daarvan is as ons in gehoorsaamheid wandel, want dit is nie net vir ons bedoel nie, maar ook vir ons nageslag na ons, soos ons sal sien. En wie is hierdie man wat die Here vrees? Wie is die man wat die Here vrees? En hierdie term kom in verskeie psalms voor. Ons kry byvoorbeeld in Psalm 1, welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose, en nie staan in die weg van die sondaars, en nie sit in die kring van die spotters nie, maar sy behaag is in die wet van die Here, en hy oordink sy wet dag en nag. So wie is hierdie man wat die Here vrees? Dit is hy en sy wat die woord van die Here voortdurend oordink, en die besonder die wet van die Here, die gebooie van die Here. Ook vind ons in Psalm 32 vers 1 en 2, 'n psalm van Dawid, 'n onderwysing, welgeluksalig is hy wie se oortreding vergewe, wie se sonde bedek is. Welgeluksalig is die mens aan wie die Here die ongeregtigheid nie toereken nie, en in wie se gees geen bedrog is nie. Dis God se uitverkorenes, aan wie hy genade en barmhartigheid as 'n gawe skenk. Dit is diegene, dis die man, dis die vrou wat welgeluksalig is. So wie is die man wat die Here vrees? Die een met wie God bemoeienis maak, die een wat God se oë, wat daardie persoon se oë open vir God en vir sy eie sonde, sodat hy sal sien dat hy of sy 'n sondaar is, God nodig het, en in Christus die enigste verlossing en verlosser raak sien. En so dit is die een wat dan die Here vrees. En Calvin sê, wanneer ons kyk na die vrees van die Here, is daar weinig, sê hy in sy tyd. Ons kyk altyd terug na die reformatie en ons sê, wat 'n wonderlike tyd, ons wens ons het 'n tyd van reformatie. Calvin kyk na die reformatie en hy sê, is daar maar 1 uit 100 wat die Here vrees? En ons wonder by onsself, wat sou ons moet sê? Want dit is tog salig om die Here te vrees, om te weet wie die Here is, en om in sy weë te wandel. Maar tog is daar soveel veragting, selfs in godsdienstkringe, selfs in kerkkringe, is daar so veragting van die Here. En ons hoor soveel krete van mense wat nie luister na wat die Here sê nie, wat die Here wil teregwys. Daardie persoon wat Jesus van vertel het, wat sy oë in die doderyk opgehef het, Lazarus, wat in heerlikheid was, maar die ryk man wat sy oë in die doderyk opgehef het, wat vir Abraham sê, stuur vir Lazarus, en dat hy my familie waarsku. En Abraham sê vir hom, nee, dit gaan nie werk nie. Al sou iemand uit die dood uit opstaan, sal mense nie luister nie. Dan sê hy, nee, Vader Abraham. So hy as 'n persoon wat besig is om pyniging deur te gaan, wys Abraham tereg en sê, jy's verkeerd, nee, Vader Abraham. Maar hulle sal tog luister. Abraham sê, hulle het Moses en die profete, laat hulle na die luister.
Daar sommige mense by wie die vrees van die Here nie insink nie, selfs in die ewige pyniging is daar hoogmoed en 'n onwilligheid om te luister na lering. Ons as kinders van die Here moenie so gekenmerk word nie. Ons moet gekenmerk word daardeur, as die Here spreek, dan luister ons. En dan is dit nie soos om die hele tyd verskonings te maak vir die gedeelte wat ons lees en wel, dit kan nou nie eintlik so geïnterpreteer word nie en ons moet anders te kyk daarna, sodat ons dit kan gebruik soos ons dit wil. Salomo sê in Spreuke 1 vers 7, die vrees van die Here is die beginsel van kennis, sotte verag wysheid en tug. Nie dat ons praat oor hoe mense opstandig kan raak oor tug nie. In hierdie week, ek is nou nie 'n persoon wat voortdurend op die sosiale media sit en mense teregwys en so aan. Ek slaan oor die algemeen dit maar oor. Maar op een stadium het ek nou my bloedig vererg vir mense wat nou juis nie wil glo dat ouers hulle kinders moet tugtig nie. En bietjie daar so korrespondensie gehad met 'n persoon. En toe kom ek maar net agter die geweldige haat wat mense het teenoor tug en teregwysing. Want ons is 'n geslag wat rein is in ons eie oë, maar waarvan die gebit, die tande, messe is, ook soos wat Spreuke vir ons sê. Maar wanneer ons die Here vrees, dan weet ons wat hy sê reg is, dan probeer ons nie verskonings maak nie, dan probeer ons nie gedeeltes uit die skrif uit wegredeneer en dit vir ons makliker maak nie. Wie is hierdie man? Hierdie man is die persoon aan wie God genade gee, vergifnis van sonde gee en wat die Here vrees in die hart vir God gee, en dan wys hy die weg wat hy moet kies. So Dawid sê hy weet watter keuses om te maak, omdat die Here hom begelei in daardie keuses. Nou, die oomblik wanneer ons as gereformeerdes hoor keuse, dan dink ons dadelik aan die Arminiane. Ons maak nie keuses nie. Ons gaan maar net soos God ons lei. Nee, die Here gee jou wysheid. Ons weet reg dat saligheid kom nie uit 'n keuse nie, maar God wat barmhartig is. Want Johannes skryf vir ons almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy die mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo, wat nie deur die wil van 'n man weergebore is nie, maar deur God weergebore is. Wat nie deur die wil, jy's nie deur jou eie wil weergebore nie, maar wat God wel gedoen het is, hy het ingegryp wat jy van nature nie sou doen nie en jou wil gebuig om gewillig na hom toe te kom. En nou neem ons, soos die Heidelbergse Katekismes ook sê, Christus en al sy weldade aan. So dis 'n sekondêre effek wat vloei uit God se genade. Ons neem Christus en al sy weldade aan as ons verlossing en Christus as ons verlosser. Maar hy bring ons tot op 'n keuse. En so het die Here reg deur die skrif mense tot 'n keuse gebring. Nou ons sê, wanneer jy 2 of meer opsies het, dan het jy keuses. Maar inderwaarheid, as jy 1 opsie het, is dit nie eintlik 'n keuse nie. Ons lees byvoorbeeld in 1 Konings 18, waar Elia die profete van Baal op die berg Karmel ontmoet. En u kan onthou hoe die profete van Baal hulle offer reg gehad het en hoe Elia sy offer gereed gemaak het en hy nog gesê het dat daar kanne water oor die offer en oor die vuur gegooi moes word. En dan lees ons, daarop het die vuur van die Here neergeval en die brandoffer en die hout en die klippe en die stof verteer, ja, die water wat in die sloot was opgelek. En toe die hele volk dit sien, het hulle op hulle aangesig geval en gesê, die Here, hy is God, die Here, hy is God. En wat het Elia net voor dit gesê? Hy sê, julle moet kies vandag wie julle wil dien.
toe hulle die vuur sien val, het hulle nie tussen verskeie opsies eintlik gekies nie. Dit was 'n onwillekeurige reaksie toe hulle God vrees. So daarom is ons saligheid inderwaarheid nie 'n keuse nie, maar 'n onwillekeurige reaksie nadat God ons lewend gemaak het. En nadat hy ons lewend gemaak het, begin herken ons die pad van die Here en ons begin herken watter weg moet ons wandel. Watter weg moet ons kies? En so ons word elke dag voor baie keuses gestel. En ons sê vir onsself, watter keuse moet ek maak? En wanneer ek die woord van die Here en die wet van die Here ken, dan moet ek myself die vraag afvra, as ek hierdie keuse maak, watter een van die gebooie van die Here oortree ek? En wanneer ek nie een van die gebooie van die Here oortree nie, dan moet ek vir myself die vraag afvra, wat is my motief om die een of die ander te kies? En ek maak my keuse op grond van die wysheid wat God vir my uit sy woord uitgee. En dan neem ons 'n besluit. En soms kyk ons terug en ons sê, ons het nie al die feite gehad nie, ons het 'n verkeerde besluit gemaak. En dan laat ons dit in die hand van die Here, omdat ons weet dat hy dit alles ten goeie sal laat meewerk. Maar een ding is verseker, kinders van die Here, en Dawid leer ons, kyk na die Here en maak nie net ons keuses by onsself in ons eie wysheid nie, maar ons nader tot God en ons roep tot die Here. Dis die persoon wat God vrees. En dan die gelowiges sal die land besit. Vers 13, hy self sal vernag in die goeie en sy nageslag sal die land besit. So dit wat Dawid hier sê is gelaai met wysheid uit die skrif uit. Want die Here sê vir sy volk in die wildernis, ek gaan julle nou inlei deur Joshua, en dan as julle my gebooie gaan gehoorsaam, dan sal julle lank bly leef in die land wat ek aan julle gee. Dit is deel van die 10 gebooie. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. En so die wat in dankbaarheid wandel, wandel in gehoorsaamheid aan die autoriteite wat teenoor hulle of oor hulle aangestel is, mits die autoriteite ongehoorsaam is. Dan word ons verplig om ongehoorsaam te wees as iemand van ons iets verwag wat teen die woord van die Here is. En daarom het die volk van die Here in opstand gekom teen verskeie goddelose konings. Psalm 37 vers 29 sê dat die regverdiges sal die aarde besit en vir ewig daarop woon. So hierdie is vir Israel, maar dan ook vir die kerk. En ons sien dit wanneer die apostel Paulus vir ons leer in Efesiërs hoofstuk 5. Dan sê hy vir die Efesiërs wat meestal 'n gemeente van heidene is wat tot geloof gekom het, heidense nasies wat tot geloof gekom het. Dan leer hy en hy sê vir hulle dat eer jou vader en jou moeder. Nou haal hy hierdie wet wat die Here gegee het en wat dit vir ons lyk alleenlik op Israel van toepassing is, dan sal jy lank bly leef in die land wat die Here jou God aan jou gee. Dis mos Israel, dis mos die land Israel wat God aan hulle gegee het. Maar dan maak hy dit van toepassing op die plek waar hulle woon, in Efese. En hy sê, let op, God se gebod is die eerste gebod met 'n belofte, dan sal jy lank bly woon op in die land wat die Here jou God aan jou gee. So daarom is die voorbeeld wat God gestel het aan en deur Israel om lank te bly leef in die land wat die Here jou God aan hulle gegee het, is iets wat soos die tuin van Eden gedagte is. Die tuin van Eden was, Adam en Eva moes die tuin bewerk het, sou hulle nie in sonde val nie, sou hulle 'n nageslag hê, omdat die Here gesê het, wees vrugbaar, vermeerder en vul die aarde. En wat sou moes gebeur? Die tuin sou uitgebrei word. En meer
en meer tot wat? Totdat die tuin so ver uitgebrei is om die hele aarde te bedek. En die Here gee die beloofde land aan sy volk Israel. En hy sê, ek gaan hierdie boodskap van verlossing, gaan ek gee, en dit gaan tot in die uiterste, en tot in die uithoeke van die aarde wees. En hy neem sy gebooie, en hy gee dit vir 'n heiden nasie, en sê, kinders, julle moet julle ouers gehoorsaam wees, want dit is die eerste gebod met 'n belofte, sodat jy lang kan leef in die land wat die Here jou God aan jou gee. En vergelyk ons dit met Psalm 37 vers 29, dan beskik die Here dat die ganse aarde is die blyplek van die regverdiges. En so dit strek van Israel na die hele aarde, maar dit strek selfs verder as dit. Dit strek tot in die ewige hiernamaals. Matteus 5 vers 5 sê Jesus, salig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde beerwe. Hulle sal die aarde beerwe. En so daarom is dit van toepassing op hier waar ons is. En dit beteken nie dat kinders van die Here nie al baie keer uitgedryf is uit hulle grondgebied nie. Dit het ook gebeur. Maar wat hier vir ons gesê word, is hoofsaaklik ook 'n verwysing, as God sê, ek gaan julle die beloofde land gee, maar daardie beloofde land word al reeds bewoon deur die Kanaaniete, dan sê die Here, Levitikus 18 vers 24 en verder, verontreinig julle nie deur al hierdie dinge nie, want deur al hierdie dinge is die heidene verontreinig, wat ek voor julle uitverdryf. So het die land dan onrein geword, en ek besoek sy ongeregtigheid daaraan, sodat die land sy inwoners uitspuug. Maar julle moet my insettinge en my verordeninge onderhou, en niks van al hierdie gruwels doen nie. Die kind van die land, of die vreemde wat onder julle vertoef, want die mense van die land wat voor julle gewees het hierdie gruwels gedoen, en die land het onrein geword. Laat die land julle dan nie uitspoeg, as julle dit verontreinig nie, soos dit die nasie uitgespoeg het, wat daar voor julle was. So die uitspoeg van die Kanaaniete is 'n waarskuwing gewees vir Israel. En Israel het nie geluister nie, en die land het Israel uitgespoeg. Waarheen? In die ballingskap. En so vind dit dan gestalte in tot, ek het gesê, vir ons as gelowiges, ons fokus op die land Israel, en daarna hoe dit uitbrei, en tot in die uithoeke van die aarde, maar vir die goddelose geld dit ook, dat 'n land spoeg sy mense uit, maar op die ou end vir die wat in rebellie teenoor God leef, spoeg die aarde op die ou end hierdie persone uit. En word dit beskryf dat die ongelowiges in die buitenste duisternis gewerp word. Matteus 8 vers 12, Matteus 22 vers 13, Matteus 25 vers 30. Daar's 'n intrek van die land vir die Godvreesendes, want God het die wêreld geskape, en die wêreld en sy natuur en skepping is vriendelik teenoor die wat die Here dien en vrees, maar is vyandig gesind teenoor die wat God haat. En ons weet dat die Here die aarde gebruik tot sy voordeel. Hy gebruik die aarde selfs tot straf. Die aarde het oopgeskeer, Korag, Datan en Abiram en hulle families, of die wat by hulle gestaan het, het in die aarde ingesink. Die Here gebruik die aarde as 'n vyand vir die wat teenoor God vyandig is, maar 'n vriend vir die wat vriend van God is. Johannes Calvin het Frankryk verlaat as gevolg van die Romeinse Kerk se vervolging 1534. Jare later en hulle het bly om die Christene, die protestante te vervolg, en die Franse Romeinse Kerk het die nag, Bartholomeus nag, 24 Augustus 1572,
tussen 5.000 en 30.000 protestante doodgemaak. So die Romeinse kerk, hulle sê altyd meer nader aan 5.000, die protestante meer na 30.000. So dit hang af wat 'n historikus jy vra. Maar dit het op die ou end veroorsaak dat oor die 200 tot 300.000 Franse protestante Frankryk verlaat het. En ons ken die Franse hugenote wat na Suid-Afrika gekom het. In 1789 het die Franse revolusie begin. Nou hierdie einste Romeinse kerk wat die protestante vervolg het, is daar met die Franse revolusie honderde priesters doodgemaak en 30.000 priesters het Frankryk verlaat in selfopgelegde ballingskap. En hulle beweer dat die hoeveelheid Romeinse lidmate nou ruim 200.000 was wat in die Franse revolusie doodgemaak is. En so mense kom en hulle verdruk die Christene en vervolg, en soos ek sê, Calvin moes gegaan het, die Hugenote moes gegaan het, en lang daarna kom die Here en hy oordeel Frankryk, want hulle bly in hulle goddeloosheid en hulle luister nie, God gee hulle tyd vir bekering, en op die ou end sak die oordeel van die Here neer op die wat nie wil luister nie. En so die Christene word uitgedryf, en ons sien dit reg oor die wêreld, ons sien dit in Noord-Korea, wat genoem is die Jerusalem van die Ooste, omdat daar soveel Christene was. En toe neem die kommuniste Noord-Korea oor, en duisende en moontlik miljoene Christene word doodgemaak, baie het die land verlaat. En Noord-Korea is in konstante hongersnood en jaarliks sterf honderde duisende mense aan hongersnood. Ons sien die wyse is die wat die aarde sal besit. En wanneer hulle die aarde besit, die gelowiges het al soveel keer gewys hoe hulle besig is om vriende van God se skepping te wees en die aarde op te bou en uit te bou. Maar ons sien ook hoe die vyande van God vernietigers is van die skepping en hoe die skepping self teen hulle opstaan. Jy kan onthou toe Kain vir Abel doodgeslaan het die Here gesê, die aarde sal nie sy opbrengs vir jou lewer nie. God het al sy skepping verskeie kere ingestel om die vyande te straf, nie net teenoor Korag, Datan en Abiram nie, maar ons lees ook die inval van Israel in die beloofde land in, en waar God die son laat stil staan het, en waar die groot haalsteen uit die hemel geval het en die vyande verpletter het. Dis om op die ou end vir ons te wys, kind van God, hierdie aarde sal vernuwe word met die wederkoms van Christus. Die aarde sal 'n wedergeboorte ondergaan, en ons sal vir ewig leef op hierdie aarde, om vir ons hierdie heerlike belofte te gee. Al word ons op die blyplek wat God ons gegee het, nou vervolg en verdruk en uitgewerp, God sal op die ou end hulle verwerp, hulle uitdruk, die land sal hulle uitspoeg, en op die ou end die aarde sal hulle uitspoeg, sodat hulle in die buitenste duisternis sal wees. Die kennis van die Here is 'n geskenk van die Here, vers 14. Die verborgenheid van die Here is vir die wat hom vrees, en sy verbond om hulle dit bekend te maak. Hier word genoem verborgenheid. Wat is die verborgenheid? Die evangelie is die verborgenheid. 1 Timoteus 3 vers 16. En onteenseglik die verborgenheid van die godsaligheid is groot. God is geopenbaar in die vlees, is geregverdig in die gees, het verskyn aan engele, is verkondig onder die heidene, is geglo in die wêreld, is opgeneem in heerlikheid. Die enigste rede waarom 'n Ou-testamentiese heilige die evangelie ingesien en gesnap het, is omdat God dit gegee het, sodat hy of sy hierdie verborgenheid kan ken.
maar dit is ook waar in die Nuwe Testament. Die enigste rede waarom ons dit kan insien en dit kan ontvang is omdat God ons oë open en hierdie verborgenheid aan ons openbaar. Die disippels het nie verwag dat Christus op hierdie wyse versoening sal bewerk nie. Niemand het dit verwag nie. Dit het nie in die hart van die mens opgekom nie. Maar toe God dit openbaar, toe word dit duidelik dat die profeseë het in vervulling gekom. Die profeseë het duidelik gespreek, maar die mens het 'n vlies oor hulle oë gehad om dit nie te kan sien nie. Sodat mense nie kan roem daarop dat hulle die evangelie uitgedink het nie. Dis nie iets wat in die hart van die mens opgekom het nie, maar 'n geskenk wat God gee. En die Jode sien dit tot vandag toe nie raak nie, omdat hulle 'n politieke leier verwag wat hulle sal verlos. Nie een wat sou gepynig word, geslaan word, gekruisig word en die dood oorwin en uit die graf uit opstaan nie, terwyl die profete tog dit vir ons noem. Die beginsel van wysheid is die vrees van die Here. Daar begin wysheid. En ons sag vir die Here sprei daaruit voort. En omdat God dit openbaar en Dawid sy verlosser, sy Messias sien, soos hy ook in elders noem, dat hy gesien het, dat die Here het aan my Here gesê, sit aan my regterhand totdat ek jou vyande maak 'n voetbank van jou voete. Hy het Christus gesien aan die regterhand van die Vader sit. Hy het dit dis aan hom geopenbaar. En hy vertrou altyd op die Here, vers 15, my oë is altyd hier op die Here, want hy sal my voete uit die net uitlei. So ons word geleer om ons omstandighede te lees, en dit is goed, maar die probleem is, ons vestig ons aandag baie keer op die probleme, en ons vestig ons aandag en ons krag en ons energie op die beplanning om daar uit te bly. Maar die Here sê, kyk vir my. Jy kan onthou as kind, ek weet nie of jy so ver terug kan onthou nie, maar as kind is maar lomp en jy val oor jou eie voete, en dan sal jou ma en pa vir jou sê, kyk waar jy loop, tel op jou voete. En as ek vir u sou sê, kyk waar jy geestelik loop, tel op jou voete, dan sou ek vir jou die verkeerde raad gee, want die raad om nie geestelik te val nie is, kyk op na die Here. Kyk op na die Here. Dawid sê, my oë is altyd hier op die Here, want hy sal my voete uit die net uitlei. Die strikke wat vir my gestel is. En die vyand stel strikke. Psalm 91 vers 2 en 3. Ek sal tot die Here sê, my toevlug en my bergvesting, my God op wie ek vertrou. Want hy is dit wat jou sal red uit die net van die voëlvanger, van die verderflike pes. Die duiwel is slinks en hy stel strikke. God sê, kyk na my en ek sal jou wys waar die strikke is. Ek sal jou daar weglei. En Jesus kom leer ons om voortdurend op God te vertrou, deur te bid, en lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose is 'n aanhoudende gebed van die kind van God. Want dit is slegs God wat ons uit die net van die voëlvanger, uit die wip wat die bose stel, kan uithou. Judas, die broer van die Here, skryf, Judas vers 24 en 25, aan hom wat nou magtig is, om julle van struikeling te bewaar, en julle sonder gebrek voor sy heerlikheid te stel met gejuig, aan die alleenwyse God, ons verlosser, kom toe heerlikheid en majesteit, krag en mag, nou en tot in alle ewigheid. So om ons uit die strikke van die bose uit te hou, is alleen om ons oë op die Here te hou, om op God te vertrou. Maar om op God te vertrou is ook om gehoorsaam te wees aan die Here se gebooie. En ons sien in die boek Job, hoe Job dit doen om van die strikke bewaar te word.
Job 31 vers 1 sê Job, ek het 'n verbond gesluit met my oë. Hoe sou ek dan ag gegee het op 'n jonkvrou? So deels daarvan om dan uit die strikke uit te bly is om gehoor te gee aan die opdrag van die Here. Jy mag nie egbreek nie. En Christus het vir ons geleer, egbreek is nie net wanneer iemand fisiese seksuele gemeenskap het nie, maar ook wanneer mense in hulle verstand besig is om te speel met die seksuele gedagtes. En Job wys vir ons hoe om uit hierdie stryk uit weg te bly. Hy sê ek het 'n verbond gesluit met my oë. Hy hou sy oë reguit voor hom. Hy loer nie die hele tyd rond vir jong vrouens nie. So die Here wil ons uit die stryk uithou, maar dit help nie om te sê, Here, hou my uit die stryk uit, maar ek speel met die sonde en ek speel met die sonde in my kop nie. Dis om onsself voor die Here te stel, te dink ooreenkomstig God se woord en sy wet en op te tree ooreenkomstig God se wet en sy woord. Dawid het eerstens geleer hoe maklik dit is om in die wet van die web, die stryk van die bose te val. Daarom leer die vrees van die Here ons versigtigheid en wysheid om weg te bly van die wip wat vir ons gestel is, wat ons wil vasvang. En dat die Here wil hê ons moet na hom kyk om hemelse leiding en hemelse wysheid te kan verkry, om te let op sy gebooie wat ons dan uitlei uit hierdie versoekings uit. So kind van die Here, ons is in die skool van die Here en ons is besig om te wandel en ons ontvang die lering van God wat gesubsidieer word 100% van God se kant af. Hy skenk dit aan ons. Dit kom nie uit ons vermoë, nie uit ons wysheid nie deur ons energie, nie deur dat ons so slim is nie, maar juist dat ons verklaar dat ons bankrot is en dat ons niks sonder die Here kan doen nie. Hy skenk vir ons dan al hierdie gawes en genades. Ons moet na hom kyk, ons moet luister na wat sy woord sê. En sodoende bekragtig hy ons ook om die dankbaarheidslewe te kan leef vir wat hy vir ons in Christus gedoen het. Hy het die sware straf van ons sonde op sy seun geplaas, aan ons die genade gegee om gered te word. Maar ook as kinders van God, om in die weg nog verder geleer en onderrig te word, in die gebooie van die Here, om te wandel ooreenkomstig die wet van die Here, om dit deur die krag van die Here te doen, om dit deur die wysheid van die Here te doen. En daarom is ons nie net afhanklik van ons verlossing nie, maar ons bly afhanklik van die Here vir die geestelike lewe. En daarom bly ons dankbaarheid ook veronderstel om dag vir dag geopenbaar te word teenoor die Here. So kind van God, waarin is jy besig om te wandel? Hoe lyk jou lewenspad? Vol kronkels en afdraaipaaie, en elke keer wanneer die Here waarsku, is jy besig om die verkeerde weg, die verkeerde raad na te luister, jou eie kop te volg, jou eie wysheid te volg. Of luister jy na die opdragte van die Here? Luister jy na sy liefdevolle waarskuwings? Luister jy na waarheen die Here ons op grond van die beginsels van sy woord lei? Nie 'n liggie op die paadjie wat vir jou sê, jy moet hierdie ding doen, jy moet daai werk kies, jy moet dit, die beginsel sodat jy daai keuses kan maak. En ook wanneer daar die vyande kom en die vyande oorvloedig is, te besef die woonplek wat die Here vir ons gegee het, is 'n ewige tuiste, waar Christus self vir ons op hierdie aarde saam met ons sal leef. En al word ons tydelik verdruk, ons word nie mismoedig nie, maar ons word bemoedig deur sy beloftes, om daaraan vas te hou. Kind van God, hoe lyk dit in jou lewe? Druk die moedeloosheid van hierdie wêreld jou, en raak jy verboureerd, en maak jy dalk in jou spanning, in jou bekommernis, verkeerde keuses? Slaan jy toe in jouself, in jou eie wysheid, in jou eie insig, in jou eie krag, of vertrou jy op die Here?
Wanneer ons dit doen, moet ons sonde teenoor die Here bely en opkyk na hom, sodat ons uit die struik van die vyand gehou kan word. Kom ons bid saam. Ons almagtige Hemelse Vader, ons nader tot U troon. Ons dank U vir U liefde en U genade. Ons dank U dat U met ons deur die woord gaan en ons leer die weg wat ons moet wandel. En ons erken teenoor U, Here, dat ons soveel keer ons aandag van U afhaal. Soveel keer wanneer ons die gebooie van die Here sien, dat ons sal sê, ek het my eie wysheid, ek sal my eie rigting gaan. En wanneer ons kop hard stamp, of wanneer ons bevind binne in die struik van die bose en ons kan nie daar uitkom nie, en ons spyt het, selfs dan wanneer ons tot U roep, verwerp U ons nie, maar U kom haal ons daaruit, en U vergewe ons, en U stel ons weer op U weg. Here, U goedheid is so groot oor ons, U genade en U barmhartigheid is so onbeskryflik. Dit maak ons skaam dat ons partykeer voel dat ons ver weg van U wil staan. Maar U nooi ons om naby aan U te kom, om U te ken, te weet wie U is. En deur ons sonde leer ons onsself ken, dat ons nie op onsself kan vertrou nie. Daarom bid ek, Here, dat U ons sal vergewe, maar ook dat ons oë op U gerig sal wees, en dat ons in dankbaarheid in U weë sal wandel. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Ons het nou geleentheid om die Here te dien met ons offergawes.